Vandag doen ons laaste deel oor die boek Titus. Doen jouself 'n guns, as jy van die dele gemis het, gaan luister gerus daarna op YouTube. En as jy nog nie subscribe het op ons kanaal nie, doen dit gerus, Familiehuis Produksies. Gaan net op het en subscribe of skryf in, is dit die regte Afrikaanse woord, nee? Skryf in. As jy nou nie lus is om na my stem te luister nie, gaan lees ten minste net die boek Titus vir jouself. Is nie 'n lang boek nie, is 'n kort boek, maar baie waardevol, baie praktiese boek. Om net so vinnig agtergrond te gee, op die eiland Kreta het daar gemeentes ontstaan. Was daar gelowiges wat vanaf Jerusalem teruggegaan het na die eiland Kreta toe. Onthou julle op die dag van Pinkster het Petrus opgestaan met die uitstorting van die Heilige Gees. Toe preek hy mos, toe gee hy evangelie boodskap. Toe het baie van die Jode tot bekering gekom, gelowiges geraak. En daardie Jode was in Jerusalem vir die feeste. En toe het hulle teruggegaan na die eiland Kreta toe en hulle het die evangelie gaan verkondig en so daar verskillende gemeentes ontstaan op daardie eiland. En Paulus het saam met sy reisgenote op die eiland beland. Vir 'n kort tydjie was hulle daar. En Titus was ook saam met Paulus gewees op die eiland en hy besef toe, hier is probleme in die kerke op Kreta, op die eiland Kreta, en ons moet iets daaromtrent doen. En toe sê hy vir Titus, ek wil hê jy moet agterbly op hierdie eiland terwyl ons verder reis en die probleme hanteer. Dit moet uitgesorteer word. En hy skryf toe 'n brief ook vir Titus wat vir hom instruksies gee wat om te doen. En in Titus 1 vers 5 in die eerste hoofstuk sê hy presies vir Titus wat om te doen. Hy sê, hiervoor het ek jou in Kreta laat agterbly, dat jy onafgehandelde sake kan afhandel. Die probleme kan uitsorteer en aanspreek in die kerke en in elke dorp ouderlinge aanstel, soos ek aan jou opgedra het. Hy moes pastore, gemeenteleiers aanstel, want daar het korrupte leiers die kerke geïnfiltreer en chaos gesaai. En Paulus sê nee, jy moet die regte leiers aanstel. En onthou julle, as jy so terugdink bietjie na die hoofstuk 1, hoofstuk 1 het hy spesifiek ook instruksies gegee oor die tipe leiers wat aangestel moet word, die eienskappe wat hierdie leiers moet hê. En in hoofstuk 2 het hy toe nou verder gegaan en hy, kom ons sê nou maar die spesifieke gelowiges in die kerke instruksies gegee. Vir Titus sê, dit is wat jy moet leer vir die mense. En hy het hulle in 4 kategorieë gedeel. Die ou manne moenie grumpy wees nie. Om dit op te som, die ouer vroue moenie aan wyn verslaaf wees en skinder nie. Gaan lees dit staan daar. En die jonger vroue moet nie hulle huislike pligte verwaarloos nie. En die jong manne, selfbeheersing manne, selfbeheersing. Alhoewel, hy het vir al die groepe gesê dat hulle op hulle manier hulle self moet beheer en selfdissipline toepas. En hoofstuk 3 wat ons vandag daar gaan kyk, is instruksies wat oor die algemeen gegee word vir almal in die kerke, verskillende kerke. Nou, vroeër hierdie maand, dit was 'n Sondagmiddag, sit ek en Andrea op die bank rustig. En ek dink ons het net klaar ons middagslaapie gevang. En sy sê vir my, so terloops, baie geluk met jou huweliksherdenking. Ag, manne, ek word yskou. Kyk, dis nou nie iets wat jou vrou vir jou moet sê, voordat jy nou, sy moet jou nie herinner daaraan nie, nee. En ek dink toe, o hemel. Kyk, ek weet ek het 'n fotografiese brein, maar ek vergeet altyd om die film in te sit. Dis my probleem. Maar my redding was dat ons albei vergeet het, want ons huweliksherdenking was eintlik die Vrydag al gewees. Ons albei het skoon vergeet van dit, julle. Gelukkig het ons dit darm die maandag aand toe lekker gaan vier, ons het gaan uit eet. En ek het net toe besef, ek gaan ongelukkig nou vir hierdie tipe van datums en gebeurtenisse wat jaarliks gebeur, gaan ek nou op my foon 'n reminder moet sit. Jy weet, soos mens ouer raak, onthou mense nie meer so goed nie, nê.
Ek weet ek wil nou nie voor my tyd oud word nie, maar dit is nou maar die realiteit van die lewe en ek gaan nou maar net reminders moet op my foon sit vir hierdie tipe van dinge. Dit laat my dink aan hierdie bejaarde paartjie wat dokter toe gaan. En dit vat nou maar lank vir hulle om ook van die spreekkamer af, jy weet, van die wagkamer na die spreekkamer te beweeg, want hulle is nou al oud, hulle loop nie meer so lekker nie. En jare al is hulle nou by hierdie dokter en die dokter sê, waarmee kan ek julle help? En hulle sê, dokter, ons onthou nie meer so goed nie. Wat kan ons doen? Ons vergeet verskriklik. Hy sê, ek dink julle moet net die dingetjies begin neerskryf. Skryf dit neer, dan gaan julle dit beter onthou. Hulle sê, goed, ons sal dit doen. Die aand sit die twee voor die TV en die man staan op en hy besluit, hy gaan nou hy gaan kom bys toe, hy het hom iets kry om te drink en hy sê vir sy vrou, ag vrou lief, wat kan ek vir jou saambring? Ek gaan kom bys toe en sy sê vir hom, ag net 'n bakkie roomys asseblief. Maar ek dink jy moet dit neerskryf. Dalk vergeet jy, nou vergeet jy dit. En hy sê, man, dis mos nou maklik om te onthou. Dis net 'n bakkie roomys. En sy sê, o ja, gooi asseblief sjokoladesous ook oor die roomys. En ek dink, nou moet jy dit begin neerskryf. Hy sê, nee, dis maklik. Bakkie roomys, sjokoladesous. En voor hy by die deur uitstap, sy sê, asseblief, gooi vir my so 3 arbeye ook oor. Maar nou, hierdie moet jy nou regtig neerskryf. Jy gaan dit nie onthou nie. Hy sê, nee, ek het hom. Roomys, sjokoladesous, arbeye. En hy gaan toe en hy bly toe so 20-30 minute weg. Sy wil opstaan om gaan soek en hy kom toe terug in die sitkamer en hier bring hy vir haar lekker 2 gebakte eiers met lekker bacon. En hy gee vir haar en sy kyk dit so, sy kyk vir hom, sy sê, "Waar's my toast?" Ja, soos 'n mens ouer raak, onthou jy nie meer so goed nie. En ek weet nie of dit met julle ook gebeur. Maar jemmel man, ek stap in die kombuis, onthou ek iets en dan weet ek is iets wat ek in my kamer moet gaan doen. As ek in die kamer kom dan dink ek, voor is ek nou hier in die kamer. Ek het nou vergeet. Hey, dit gebeur seker net met my. Maar in elk geval, ek dink ons as mense moet so nou en dan herinner word, nê, aan sekere goed. En dis wat gebeur hier in hoofstuk 3 van Titus. Paulus herinner Titus om hierdie goed te leer vir die mense en vir hulle te sê. Of hy sê eintlik vir Titus, herinner die mense aan die volgende goed. Vers 1 daar in Titus 3, hy sê herinner hulle daaraan om aan die owerheid en alle gesag onderdanig te wees. Om gehoorsaam te wees en bereid tot elke goeie werk, niemand te belaster nie, om nie bekleierig te wees nie, maar vriendelik en om ware sagmoedigheid te betoon aan alle mense. As jy na die Grieks gaan kyk van die woord herinner, dan sê hy eintlik hier vir Titus, jy moet aanhoudend die mense herinner aan hierdie goed. Herinner hulle aan hierdie goed. En hy begin daar, hy sê, om gehoorsaam te wees aan die owerhede en die gesag wat oor jou aangestel is. En ek weet, is nie altyd maklik nie, ouens. Veral is die gesag wat oor jou aangestel is, onregverdig en onredelik is, nê. Ek sê altyd, onderdanigheid begin eers wanneer jy iets moet doen waarvan jy nie hou nie. Of as jy nie saamstem nie, nê. Dan is dit nie maklik om onderdanig te wees nie. Dit is maklik as jy saamstem met alles. Maar as die owerheid of die gesag van jou verwag om iets te doen wat jy nie van hou nie, dan is dit nie altyd maklik nie, maar Paulus sê, veral wanneer dit kom by 'n land se owerhede, die regering en die wette, is dit beter en goed dat ons gehoorsaam sal wees en herinner die mense daaraan dat hulle nie so wetteloos moet wees nie, want kyk, dit het wild gegaan in Kreta. Het maar rof gegaan op daai eiland, daar was geweld, onsedelikheid en die mense in Kreta het bekend gestaan om leenaars te wees. Hulle het sommer gesê, jy is 'n kretenser as iemand 'n leenaar is. Want hulle het almal bedrieg en belieg. En dis hoe dit gegaan het daar. En Paulus herinner die mense, veral in die kerk, dat hulle nie moet verval in die weë van die kretense nie. Maar dat hulle gehoorsaam is en nie wetteloos sal wees nie. Gehoorsaam sal wees aan gesag. En ek weet, dis nie maklik nie, ouens. Maar God verwag van ons dat ons sal onderdanig wees
aan die gesag. Ek dink so daaraan, veral as 'n land se leier baie korrup is dit nie altyd maklik. Dan dink jy, hoekom moet ek aan hierdie ou onderdanig wees? Maar jy's eers onderdanig aan die regering omdat jy aan God onderdanig is. Want God sê, wees onderdanig aan die owerhede. En omdat jy God wil behaag, kies jy om onderdanig te wees aan die stelsel, aan die wette van die land. Maar as die owerhede of die gesag van jou verwag om iets te doen wat teenstrydig is met God se wil, verwag God nie van jou om onderdanig te wees. Sien, wanneer ons onderdanig is aan die gesag, eer ons God daardeur. Ons handhaaf 'n skoon gewete en ook is jy 'n getuienis as 'n gelowige daar buite. Jy is 'n goeie getuienis. Want onnodige opstandigheid en rebellie teen gesag is nie 'n goeie voorbeeld nie. Is nie goeie vrug vir ons as gelowiges nie. Nou hierdie onderwerping is nie absoluut nie. As menslike gesag, soos ek gesê het, ons beveel om iets te doen, te sondig of wat teen God se wil is, dan is ons eerste lojaal aan God en aan die waarheid voor enige ander gesag. Baie belangrik. Dan gaan hy verder ook in Titus sê dat hy herinner die gelowiges om nie sleg te praat van ander nie, om nie bekleierig te wees nie. En ons het verlede week bietjie daaroor gepraat. Om nie bekleierig te wees nie en moenie grumpy wees nie, moenie sleg praat van ander nie. En hy sê ook dat ons moet vriendelik wees, goedhartig wees teenoor mekaar. Nie net teenoor die gesag nie, maar wees goedhartig teenoor almal. Daar's baie mense wat onder jou gesag staan. Moenie vieslik wees met hulle en net omdat jy in die gesag se goeie boekies wil wees, vriendelik met hulle wees nie. Ons moet teenoor almal vriendelik wees en goedhartig wees. En wanneer ons ferm is, doen ons dit in liefde, met die regte gesindheid. So, wees goedhartig teenoor almal, wees nederig teenoor alle mense. Gaan lees maar 1 Petrus, sê die woord daar, baie duidelik, God weerstaan die hoogmoediges en die wat nederig is, gee hy genade. Gee hy genade. So, kom ons wees goedhartig teenoor ander. Dan, hier is die volgende ding wat Paulus hulle herinner aan. En dis baie keer 'n goeie ding. Hy sê vir hulle, onthou julle hoe julle was voor julle Jesus geken het. Vers 3, hy sê, want ons was ook vroeër onverstandig. Ons was ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerlei begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Partykeer is dit 'n goeie ding as ons 'n bietjie terugdink hoe ons was. Want wat gebeur is, wanneer ons besef wat Jesus vir ons gedoen het, maak dit ons dankbaar, nê? Sê Here, dankie dat U my gered het. Ek was op 'n stadium verslaaf aan sonde. Ek was 'n slaaf aan sonde gewees. Ek was vasgevang in boosheid. Maar Here, ek dankie dat U my vrygemaak het. En wanneer ons dink waar ons was en waar ons nou is, dan maak dit ons nederig. Want ons besef dat dit alleen God is wat ons kon verlos, wat ons verlos het. Ons eie krag en vermoëns en ons selfontwikkeling kon ons nie red nie, maar as gevolg van wat hy gedoen het en hy alleen. Paulus sê, dink bietjie terug hoe jy was, want dan raak jy 'n bietjie meer sagmoedig teenoor ander mense wie nie Jesus ken nie. Partykeer kyk 'n mens na iemand, dink jy, ja, ek weet nie of daai ou ooit sy lewe gaan regkry nie. Maar onthou jy hoe jy was en God het jou vrygemaak. Daar's redding vir daai ouens ook. En dan, dit bou geloof. Dit bou geloof in ons God wat verlore mense nog kan red. En daarom sê hy ouens, onthou julle hoe julle was. En hoe God het gekom en julle vrygemaak. En hy herinner hulle verder, hy sê, jy's vry vandag, jy het verlossing ontvang as gevolg van God wat in jou lewe gewerk het. Hy het 'n wonderwerk gedoen. Hy het jou kom wederbaar en jou vrygemaak. Titus 4, 3 vers
3 vers 4, maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word, ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. So eers in vers 3 sê hy vir hulle, dis hoe julle was, maar toe kom God en hy maak julle vry en hy doen al hierdie dinge vir julle. Hy verduidelik daar in hierdie paar verse die groot verlossingswerk wat God in ons lewens gedoen het. En dan ook, ons gaan nou daarna kyk in vers 8, sê hy, dit is julle reaksie. Dit moet julle reaksie wees op dit. Sien ouens, toe ons in ons sondige toestand was, kon ons onsself nie red nie. Maar as gevolg van God se goedheid en sy liefde, het hy sy lig geskyn op ons lewens. Het hy sy lig in ons harte geskyn. En ons oortuig van sonde en redding. Toe sy lig skyn in ons, het dit ons goddeloosheid en ons sondige toestand ontbloot. En wanneer jy regtig besef hoe sondige mens jy is en watter toestand jou lewe is, dan besef jy dat jy 'n verlosser nodig het. Dan besef jy het 'n verlosser nodig wat jou vrymaak. En dis wat gebeur het. God het gekom deur sy Gees, hy het sy lig op jou lewe geskyn. Hy het jou getrek met liefde en die Heilige Gees het jou oortuig van sonde. Hy het gesê, Here, hier is my lewe, ek gee my lewe vir U. En God het gekom en jou verander, op grond van sy wonderlike liefde. Sien, die boek Titus is gevul met baie praktiese beginsels. Hoe ons as gelowiges moet leef, hoe ons moet optree, die vrug wat ons moet dra, hoe ons geloof moet demonstreer daar buite in hierdie wêreld. Maar nie vir een oomblik het Paulus gesê dat die werke wat jy moet doen daar buite jou red nie. Ons moet dit goed verstaan. Hy het nie gesê dat jou werke jou red nie. Dis alleen as gevolg van God se goedheid en liefde dat ek en jy gered word. Nie ons werke nie. Ons jy sê, God het jou nie gered omdat jy na kerk toe gaan, of omdat jy jou Bybel lees, of selfs bid, en hy het jou nie gered omdat jy gee of liefdadigheid bewys nie. Nee, hy het jou gered omdat hy sy barmhartigheid aan jou wil bewys. His mercy. Dit is hoekom hy jou gered het. En omdat jy gered is, kind van God is, aan hom behoort, daarom gaan jy kerk toe. Lees jy jou Bybel, bid jy, gee jy, bewys jy liefdadigheid, want dis belangrik om dit ook te doen, en dit is 'n bewys dat jy gered is. Dit red jou nie, maar dis die vrug van jou lewe as 'n gelowige. Al hierdie dinge wat ons doen. En dit is net vir my mooi ook in vers 5 tot 7, hoe Paulus die klem op God plaas. Hy sê, God se goedertierenheid, dis God se goedertierenheid wat ons gered het. Sy liefde het God aan die mens bewys. As gevolg van sy barmhartigheid het hy ons gered. En die vernuwing deur die Heilige Gees vind plaas, en as gevolg van die feit dat hy dit ryklik uitstort in ons lewens elke dag, ouens. Die Gees van God wat in hierdie tempel woon, in julle ook woon, is elke dag saam met jou. God se Gees lei jou, hy versterk jou, hy bemoedig jou, hy oortuig jou, en hy sê vir jou, ek dink jy moet hierdie ding in jou lewe, is tyd om dit af te lê, om dit neer te lê. En hy doen dit in liefde, en hy moedig jou aan. Dis daai stil stemmetjie wat vir jou sê, lê daai ding neer, want dit is 'n hindernis tussen my en jou. Gee dit oor, lê dit af. Is dit nie wonderlik hoe God se Gees in ons lewens werk nie? Ek dink ons almal kan getuig van dinge wat God en deur sy Gees in ons lewens ons van verlos het. Hy het ons oortuig daarvan. Dinge wat ons dalk vir 'n tyd lank vasgehou het,
dalk 'n paar jaar vasgehou het. En ons heeltyd geweet het ons moet ontslaa raak van hierdie ding. En tot op 'n stadium toe kom die Heilige Gees en sê nou is die tyd, nou maak ek jou vry van dit. Wie kan getuig van sulke tipe van dinge in ons lewens? So nee, ons weet dit. En dis God se Gees wat getrou is. So stap God saam met ons. En hy doen 'n werk in ons elke dag. Maar in die begin van jou geloofsreis het God die grootste wonderwerk gedoen. Hy het jou gewederbaar, hy het jou vrygemaak. In vers 8, hier kom die praktiese deel. Dit is 'n betroubare woord. Goed, die paar verse voor vers 8 verduidelik Paulus vir Titus in die brief en hy sê, onthou hierdie verlossingswerk is alleen op grond van God se liefde en barmhartigheid dat hy dit gedoen het in jou lewe. Dis God wat dit gedoen het. En dit is die ware woord en die waarheid van die evangelie. Alleen ons geloof in Jesus Christus en op grond van wat God gedoen het in ons lewens, daarom is ons gered. Dis 'n betroubare woord, vers 8. En ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. So hoe word dit bevestig in ons lewens? Deur die goeie werke wat ons doen. Die vrug wat ons dra. En Paulus sê, maak seker dat die mense vrug dra daar buite, dat hulle die evangelie demonstreer, God se karakter demonstreer daar buite. Ek meen, Paulus is een van die auteurs van die Bybel. Hy het 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. En hy is die een wat veral klem lê op saligheid, nie deur werke nie, maar alleen deur die geloof. Uit genade is ons gered deur die geloof. Is dit nie so nie? Maar hier in Titus skryf hy 'n brief wat baie prakties is. Dit klink amper soos die boek Jakobus. Gaan lees gerus die boek Jakobus. Dit is 'n baie praktiese boek en Jakobus praat aanhoudend oor hierdie ding. Hy sê jy het geloof, maar jou werke is nie 'n bewys dat jy geloof het nie. Wys vir my dat jy geloof het in jou werke en ek sal uit my werke vir jou wys dat ek geloof het. Hy praat heeltyd oor hierdie onderwerp en hy lê klem daarop hoe belangrik dit is dat ons vrug moet dra. En hier in Titus klink nou dit amper asof dit 'n boek is wat saam met Jakobus gelees moet word. 'n Praktiese boek. Nou Paulus en Jakobus verskil nie van mekaar nie. Ons moet dit goed verstaan. Hulle fokus verskil net. Jy sien Paulus verduidelik saligheid deur die geloof in Christus. Deur die geloof in Christus aanhoudend, terwyl Jakobus vir ons die natuur van die reddende geloof verduidelik. Hy verduidelik vir ons waaroor dit gaan. En baie keer, ons moet nie die fout maak nie, wil ons die kar voor die perde inspan. Onthou, jou werke kan jou nie red nie. Dis eers jou saligheid, verlossing, jy word gewederbaar. En dan as jy gewederbaar is, dan as 'n bewys dat jy God ken, volg hierdie goeie werke, hierdie goeie dade. Die produk van ware reddende geloof is goeie werke. Faith alone saves, but the faith that saves is not alone. Onthou dit. So Titus gaan baie daaroor, die brief wat geskryf is aan Titus. Want Paulus wou gehad het dat die kerk in Kreta 'n sterk, stabiele kerk moet wees. Dit is strategies belangrik vir die evangelie wat versprei moet word reg oor die wêreld. Dit is vir hierdie eiland gewees met baie hawens en aanhoudend het daar mense reg oor die wêreld gereis tot by Kreta, het hulle met hulle skepe aan wal gegaan, produkte afgelaai, kos, weer nuwe vars kos gekry, op die skip gelaai en voortgereis en voortgevaar. En dit was belangrik dat hierdie mense wat dan aan wal gaan, die paar weke wat hulle daar is, dat hulle die evangelie sal hoor van mense van 'n kerk wat stabiel is, gelowig is, wat goeie vrug dra en wat deur hulle optrede die evangelie demonstreer. So dit moes 'n stabiele kerk gewees het wat wie se lewens getuig van Christus, vers 9. Maar vir my dwaase stryd vra. Hy herinner vir Titus hieraan. Hy sê vir my dwaase stryd vra en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Moenie stry oor nuttelose goed nie. Baie van die ouens het gesê, onthou nou, as jy na my geslagsregister kyk,
ek is 'n afstammeling van Abraham, nê? Kom direk van hom af. So ek is eintlik bietjie meer verhewe as jy. Jy moet dit onthou nie en ek is 'n dieper Christen, 'n groter Christen as jy. Jy weet sulke tipe van nuttelose goed wat in God se oë is ons almal gelyk. Dit beteken vir hom niks nie. Maar mense het gestry hieroor. Hulle het oor die wet gestry. Nee, jy kan nie net deur die geloof gered moet word nie. Jy moet hierdie ding doen, dan moet jy daai fees hou en jy mag nie daai kos eet nie. En Paulus het gesê ouens moenie onnodig stry oor hierdie goed nie. Dit beteken niks nie. Dis doelloos. En hy gaan verder. Hy sê aan 'n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaning. Wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en self veroordeeld staan. Vir my argumente oor dinge wat nie saak maak nie, veral oor dinge wat niks te doen het met jou saligheid nie. Dit saai tweedrag. In godsdienstige mense, hulle hou nogal daarvan om te stry nie. Om te stry oor alles en te beklei oor dinge wat doelloos is. En Paulus waarsku en hy sê vir Titus hier, as daar iemand is wat obsessief is om te stry en te beklei oor nuttelose dinge en te argumenteer en tweedrag saai in die gemeente, moet jy die ou aanspreek. En dan moet jy hom 'n tweede keer aanspreek en as hy dan nie wil luister nie, vra hom om die gemeente te verlaat. Doen dit in liefde, op die regte manier. Maar die rede hoekom jy die ou moet vra om die gemeente te verlaat, is nie omdat hy dogmaties dalk verskil van jou nie, maar is omdat hy tweedrag saai. Hy bring verdeeldheid onder die gelowiges. En dis nie wat God wil hê nie. Die ou is rebels en hy's opstandig en dit bring verdeeldheid. So, vra die ou dan om die gemeente te verlaat, as hy nie wil luister nie. Jy hoef nie die ou te kruisig nie. Ek meen die antieke tyd het hulle die kerk baie droog gemaak. Mense wat nie saamgestem het nie oor sekere dogmas nie, was sommer gekruisig en op die brandstapel gesit, nê. Prys die Here, ons lewe nie in daai tyd meer nie, nê. In liefde moet dit hanteer word. Titus 3 vers 12. Wanneer ek, en ek sluit af met hierdie paar verse, ons is amper klaar. Ek haas my. Wanneer ek Artemas of Tychicus na jou stuur, doen dan jou bes om na my te kom in Nikopolis, want ek het besluit om daar te oorwinter. Jy moet Zenas, die wetgeleerde, en Apollos ywerig voorthelp, sodat dit hulle aan niks ontbreek nie. Al wat hy hier sê is, vir Titus, is dat Artemas en Tychicus gaan oorneem by jou. Titus was net vir 'n seisoen in Kreta gewees. Paulus het hom vir 'n seisoen daar gelos en hy moes die dinge uitsorteer in die kerk en toe stuur hy vir Artemas en Tychicus om oor te vat by Titus. En hy sê toe ook vir hom, onthou, hier is nou die einde van die brief, nê? Titus gaan nou hierdie brief ontvang met ons verdeel dit in 3 hoofstukke. Aanvanklik was dit aan een geskryf, die hele brief, en hy het hierdie brief vir Titus geskryf en hy stuur dit toe saam met vers 13 Zenas, die wetgeleerde, en Apollos. En Paulus skryf ook daar dat ontvang hierdie ouens en versorg hulle. Help hulle. En as ek dit lees, dan besef ek net, daar was fondse gewees in die bediening, en Paulus sê toe vir Titus, gebruik van die fondse, om hierdie 2 ouens, wat vir jou die brief bring, en dan voortreis, om hulle te help, dat daar genoeg geld is vir hulle, om verder te reis. Dit het seker maar geld gekos, nee? As jy nou op 'n boot klim, om verder te reis, moes jy 'n fooi betaal. Hulle moes geëet het, hulle moes iewers bly, slaapplek, verblyf, al daai tipe van dinge. En Paulus sê mooi hier vir Titus, gebruik van die fondse en ondersteun hulle, en help hulle, om voort te gaan. En dis interessant ook hierso in vers 14 sê, ons mense moet ook leer om vir die noodsaaklike behoeftes, goeie werke voor te staan, sodat hulle nie onvrugbaar mag wees nie. So, hieruit sien ons dat finansies nodig is,
om die evangelie effektief te verkondig. Dit kos geld om 'n gebou te huur, om krag te hê, om musiekinstrumente te koop en stoele te koop en salarisse te betaal. Dis deel van 'n bediening en Paulus sê hier, maak seker dat hierdie ouens versorg is. Hoekom moet jy dit doen? Want die evangelie moet vrugbaar wees. Dit moet effektief verkondig word. En hieruit leer ons ook dat dit oukei is dat daar fondse gegenereer word en fondse gebruik word vir hierdie tipe van behoeftes. En dan die laaste vers, hy sê, almal wat saam met my is, groet jou. So Paulus sê vir Titus, al die reisgenote wat hier saam met my is, hulle almal groet jou. En groet die wat vir ons liefhet in die geloof, en hy sê vir hom, stuur ook groete aan die mense wat daar is, aan al die gelowiges, en die genade sy met julle almal, amen. Hierdie laaste sin wys net vir my, dat hierdie brief was nou wel geadresseer aan Titus, maar dit moes voorgelees geword het in al die gemeentes, vir al die gelowiges, want hy sê, die genade sy met julle almal, amen. En dis die einde van Titus, die einde van my storie, en ek hoop dat dit julle ook bemoedig het, maar ook bietjie uitgedaag het, nê. Dat ons net weer bewus word van die feit dat ons is lewende getuies daar buite, oral waar ons gaan. Ons behoort aan Jesus, ek dank die Here. Ons is in hierdie wêreld, ons is nie van die wêreld nie. Oral waar ons gaan, moet ons getuies wees vir Christus en vrug dra, en ons moet God se karakter leef en demonstreer daar buite. Terwille van die evangelie. Terwille van die evangelie. Prys die Here. Kom ons bid saam. Vader, ons dank U, Here, dat U so getrou is, dat U ons lei van krag tot krag en oorwinning tot oorwinning. Dankie, Here, dat U soveel geduld met ons het. En dat U medelee met ons het. Here, want net soos ons versoek word, op alle vlakke was Jesus ook versoek toe hy op aarde was. En daarom het hy medelee met ons. Dankie dat U nie verbaas is, Here, wanneer ons droog maak nie. U ken ons so goed. U weet waarmee ons worstel, U weet waarmee ons gekonfronteer word. En ek dank U dat U geduldig deur die Gees ons lei, vir ons genade gee, Here, om hierdie dinge te oorkom. En dankie dat ons dit nie in ons eie krag hoef te doen, want U saam met ons is, dat U met ons is elke dag. En dat ons weet, Here, ons behoort aan U, ons is deel van God se familie, ons is deel van U koninkryk en ons is U kinders, Here, en ons dankie daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen, loof die Here.